Ons het hierdie pragtige voorgang van die program geniet, en jy sal sekerlik met my saamstem vanoggend dat die woord van die Here 'n mens dikwels verstom laat staan. So dikwels kom die woord met so 'n radikaal ander soort uitspraak as dit wat ons normaalweg sou verwag. Normaalweg haat 'n mens mos jou vyande. Maar dan kom die Here en hy sê vir ons in Matteus 5 vers 43 en 44, julle het gehoor dat daar gesê word, jou naaste moet jy lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê en julle moet bid vir die wat vir julle vervolg. Nog 'n voorbeeld so duidelik uit die woord is in Romeine 12, want gewoonlik reageer ons as mense met wraakgedagtes, met woede, wanneer iemand jou te nakom. Maar die Here sê in sy woord in Romeine 12, moenie kwaad met kwaad vergeld nie, oorwin die kwaad deur die goeie. En vanoggend kom ons weer eens by so 'n verstommende uitspraak in die Bybel. Paulus skryf hier onder leiding van die Heilige Gees in vers 10, daarom is ek bly oor swakhede, oor beledigings, oor ontberinge, oor vervolging, oor moeilikhede. Bly oor swaar kry? Ja, dit is wat hier staan, en daar is nog ander plekke in die skrif wat min of meer dieselfde gedagtes vir ons gee. In Jakobus 1 vers 2 sê Jakobus byvoorbeeld, my broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewinge oor julle kom. In Habakuk hoofstuk 3 kan ons saam met Habakuk die lied sing en sê, al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerd wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. In my voorbereiding het die vraag by my opgekom, maar waarom moet ek bly wees in swaar kry? Hier het ons gesien hoe die Here Jesus Christus swaar gekry het, hoe hy daar aan die kruis sy kruiswoorde uitgespreek het. En dan kan ek en jy seker vanoggend onomwonde vir mekaar sê, ek dink nie dis deesdae meer 'n vraag of jy gaan swaar kry nie. Die vraag vandag is, wanneer gaan jy swaar kry? Swaar kry kom een of ander tyd oor almal van ons se pad. Party kry dalk swaarder as ander, maar swaar kry is noodwendig deel van ons aardse bestaan. En daarom wil ek hê moet ons by 'n paar onderafdelingkies stil staan vanoggend. Hoe swaar kry ek? In ons teksvers verwys Paulus na sy eie swaar kry. Hy praat van swakhede, hy praat van beledigings, hy praat van ontberinge, vervolging en moeilikhede. Net in die vorige hoofstuk, as jy dit by die huis gaan deurlees, sal jy sien dat hy breedvoerig oor sy ontberings uitgewy. Hy sê daar, ek was in die tronk. Ek is dikwels geslaan. Ek was dikwels in doodsgevaar. 5 maal het ek van die Jode die gebruikelike straf van 39 houe gekry. 3 maal het ek lyfstraf gekry en 1 maal is ek met klippe gegooi. 3 maal het ek skipbreuk gely en 1 maal het ek 'n dag en nag op die oop see deurgebring. Ek was dikwels op reis in gevaar. Daar was gevare van riviere, gevare van rowers, gevare van volksgenote en gevare van heidene. Daar was gevare in die stad en gevare in die veld. Daar was gevare op die see en gevare onder die valse broers. Daar was my harde werk en swaar kry, dikwels nagte sonder enige slaap, dikwels honger en dors, dikwels was ek sonder kos en sonder skuiling of enige bedekking teen die koue. En my liewe broer en suster, my liewe jong mens, as ons dit hoor, dan kan ons sekerlik, sal ons almal saamstem, Paulus het geweet wat swaar kry is. Hy het dit geken.
Daar is boonop nog die saak wat hy in ons teksgedeelte beskryf, naamlik die doring in sy vlees. Hy sê, daarom sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my 'n doring in my vlees gegee, 'n boodskapper van Satan, om my met die vuiste te slaan. En jy sal duidelik hoor, ek haal die 2020 vertaling aan. Oor wat presies hierdie doring in die vlees was, word baie gespekuleer. Sommige van die verklaarders meen dat Paulus dalk epileptiese aanvalle gekry het. Ander weer glo dat hy ernstige hoofpyne gekry het. Met redelike nuwe navorsing wat gedoen is, wil dit daarop dui dat Paulus een of ander oogsiekte gehad het, en dit het dan gelei tot swak sig en waarskynlik hierdie verskriklike hoofpyne wat tot gevolg was. Benewens die feit dat hy sy ontmoeting met die Here op pad na Damaskus vir 3 dae lank blind was, lees 'n mens in Galasiërs 6 vers 1 dat hy sê hoe hy met hierdie groot letters geskryf het. Ook in Handelinge 23 vers 5 sê dat hy nie die hoëpriester herken het nie. In Galasiërs 4 vers 15 verwys byna woordeliks na hierdie oogprobleem as hy oor die Galasiërs se goedgesindheid teenoor hom praat. Want dan sê hy, as dit moontlik was, sou julle oë uitgeruk en vir my gegee het. Dit is dus moontlik dat Paulus swaksiende was, en dat dit was die oorsaak was van sy gestremdheid waarmee hy moes saamleef. Ek en jy kan sekerlik ons eie moeilikhede en ons swaar kry vandag hier vir mekaar uiteensit, en moontlik sal sommige van ons 'n hele A4 bladsy kan volskryf. Ons kan probeer vergelyk en besluit wie nou eintlik op hierdie stadium die swaarste kry. Maar swaar kry kom deur siekte, dalk deur gestremdheid, dalk deur die dood van 'n geliefde vader of 'n moeder of 'n kind, dalk 'n egskeiding, dalk roof of moord of geweld, dalk is dit ons boere met arbeidsprobleme of dalk die finansiële terugslag wat hulle beleef met droogtes of halskade of oorstromings. Sulke swaar kry en moeilikhede veroorsaak altyd dat daar vrae in ons eie gemoed na vore kom. Vrae soos, waarom ek? Waarom, Here, hierdie goed op my pad? Hoe lank nog, Here? En dan kom Habakuk en hy antwoord in Habakuk 1 vers 3, waarom laat u my die onreg sien? Waarom kyk u toe as daar soveel ellende is? En dan kom Dawid in Psalm 13, hy sê, hoe lank gaan u my nog vergeet, Here? Vir altyd? Hoe lank gaan u nog van my af wegkyk, Here? Swaar kry bring vrae in enige mens se gemoed. Dit lei tot ewige worsteling en soms self tot twyfel, dalk tot moedeloosheid. Maar kom ons kyk, wat is God se doel met swaar kry in ons lewens? En dit kry ek so baie vandag, veral onder jong mense. Dominee, hoekom moet ons so swaar kry? Die apostel Paulus het geleer dat alles oor die Here en oor sy koninkryk gaan in die eerste plek. Dit gaan nie oor ons sondigheid nie, oor ons self nie. Dit gaan oor God. As hy oor sy geestelike ervarings praat en dit beskryf, dan praat Paulus hier van 'n wegruk na 'n paradys. Hoor u dat hy in die derde persoon praat? Hy sê, ek ken 'n man wat aan Christus behoort, 14 jaar gelede is hy weggeruk tot in die derde hemel. En luister net, hoe beskeie is Paulus. Hy sê, oor hierdie man sal ek roem, maar nie oor myself nie. Paulus het besef dat hy met alles wat hy ervaar het, dalk net te veel van homself begin dink het. Teen die agtergrond sien hy die Here se doel met hierdie swaar kry, en daarom skryf hy in vers 7, daarom sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar 'n doring in my vlees gegee. Die probleem waarmee Paulus moes saamleef, soos ons gesien het,
heel moontlik 'n probleem met sy oë en met sig was, het hom geleer om nie op homself te vertrou nie, maar op die Here. Hy het elke dag sy afhanklikheid van die Here beleef en hy het gebid dat die Here hierdie probleem, hierdie doring in sy vlees sou wegneem. Maar dan maak die Here aan Paulus duidelik, hy sê, my krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Net soos die Here destyds deur middel van swakhede, beledigings, ontberings en vervolging vir Paulus nederig en afhanklikheid geleer het, doen hy dit vandag ook met jou en met my. Soos Paulus moet ek en jy ook in ons rol en ons plek in God se koninkryk gaan inpas. En daarvoor is veranderinge en vernuwinge nodig. Daarom sê Paulus in Romeine 12 vers 2, laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Hoor jy dit? Nie dit wat vir u en vir my belangrik is nie, dit wat vir God aanneemlik en goed is. Dit wat vir God volmaak is. En dan kom die vraag in my voorbereiding op, maar hoe verander God vir jou en vir my? Wat doen hy? In die Bybel is daar 'n treffende beeld wat herhaaldelik gebruik word om normaalweg 'n rowwe stuk materiaal te vorm, is daar 'n vuuroond nodig. Die vakman neem hierdie rowwe stuk metaal en hy sit hom daar in daardie vuuroond totdat hy so warm word dat hy sag word, dat hy bruikbaar word en dat hy gevorm kan word. Dan vorm hy en hy buig hom totdat hy reg is vir die doel waarvoor hy gebruik moet word. Diegene van u wat al na 'n glasblaser gekyk het, en dit trek nogal my persoonlike belangstelling ook verskriklik. As hy aan die werk is, dan sien ons presies dieselfde proses. Sonder 'n vuuroond kan hierdie glasblaser glad nie sy kuns beoefen nie. Hy moet kort die glas eers weer warm maak en dan kan hy voortgaan met sy kreatiewe gedagtes. Broer en suster, omdat ek en jy met die Here se kosbare bloed gekoop is ek en jy nou sy eiendom. Aanvanklik is ek en jy soos daardie rowwe stuk yster wat in die vuuroond gedruk moet word, wat verander moet word, sag moet word, sodat ons gevorm en gebuig kan word vir die Here se doel. Hy druk jou in hierdie vuurproef, in hierdie vuurhert van beproewinge, want hy is besig om jou en my te verander. Hy wil van jou en van my 'n bruikbare instrument maak, 'n kunswerk tot sy eer. Luister net wat skryf die apostel Petrus as hy oor jou en my geloof praat, daar in 1 Petrus hoofstuk 1. Hy sê, julle geloof is baie kosbaarder as goud. Goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met die vuur getoets en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof, heerlikheid en eer waardig is wanneer die Here Jesus Christus terugkom met sy wederkoms. Jesaja 43 vers 10, en ek haal hier weer die 2020 vertaling aan. So sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel, moenie bang wees nie, ek verlos jou. Ek het jou by die naam geroep, jy is myne. As jy deur die vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou redder. Daarom, my liewe broer en suster, my liewe jong mens, in die smeltkroes van die vuur kom daar vorm, kom daar tempering wat plaasvind. Die metaal deur die vuurproef beter en sterker te maak. So gebruik dit ook met my en met jou in die hande van ons hemelse Vader. Hy vorm ons, hy maak ons die instrument wat hy wil gebruik. Die vraag is, hoe sterk is ek en jy nou? En dan kom Paulus en hy sê, as ek swak is, dan is ek sterk. In God se hande word ek en jy
wat maar swak en 'n onvolmaakte mens is, deur hierdie louteringsproses van beproewing gevorm tot 'n nuttige en 'n bruikbare instrument. Dink maar aan 'n stamelende en 'n stotterende Moses. Ons lees in die Bybel dat hy nie wel ter tale was nie, dat hy gehakkel het. Maar in die smeltkroes van die Here, die magtige leier wat die volk Israel uit Egipte gelei het, word hy gevorm om dit te kan doen. Hy lei hulle deur die Rooi See en deur die woestyn tot by die beloofde land Kanaan. Dink maar aan Dawid, 'n bloedjong skaapwagtertjie wat vir sy broers kos na die slagveld toe moes bring, word in die vormende hande van God die held wat die reuse Goliat soos 'n dooie os laat neerslaan het. Dink aan die Fariseërs en die ywerige kerkvervolger Paulus wat gelowiges in die tronk gestop het. Maar in die smeltkroes van die Here word hy die grootste apostel wat die verlossingsboodskap van die Here Jesus Christus met 3 sendingsreise oor die wêreld gaan versprei het. Geliefdes, ons word in die vuur van beproewing gedruk, maar ons is nooit alleen nie. Soos met die 3 vriende van Daniël daar in die vuuroond van Nebukadneser, kom loop die Here saam met ons deur daardie vuur. Hy hou ons veilig in sy hande terwyl hy ons vorm om in sy diens gebruik te word. Maar dan, broers en susters, moet ons natuurlik na hom kyk wat dit alles bewerk het. Kyk ons na Jesus Christus, dan sien ons 'n weerlose kindjie wat in 'n krib lê in 'n stal in Bethlehem. Later sien ons hom in die beskuldigde bank van die Joodse Raad en die regter Pontius Pilatus, en is hy soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. As lam word hy na die slagplek op Golgotha gelei. Hy sterf as 'n vervloekte. En dan word hy deur God verlaat. En ons het gehoor in die voordragte hoe hy uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Hy word fyn gemaal tot die dood toe. Maar hy is ook die ewige God, daarom oorwin hy die dood. Hy vaar op na die hemel en daar ontvang hy alle mag wat in die hemel en op aarde is. En ek en jy, broer en suster, liewe jongmens, is deur die kragtige werking van die Heilige Gees in Jesus Christus ingelyf. Ons is daardie lewende lote wat op die ware wynstok ingeplant is. Ons is deel van sy liggaam. Saam met ons Here Jesus Christus is ons 'n koninklike priesterdom in God se ewige koninkryk. Ons is swak. Maar omdat ons in Christus ingelyf is ons sterk. Paulus sê, ons is meer as oorwinnaars. Op hierdie aarde, en daarmee wil ek afsluit, beleef ek en jy allerhande teenslae, allerhande teëspoed. Ons kry seer, ons is soms stikkend en moedeloos. Party van ons wortel soos Paulus met daardie baie pynlike vlees, 'n doring in die vlees. Dit alles is egter deel van God se loutering, van sy vorming van jou en van my lewe. Daarom is ek en jy saam met Paulus, saam met Jakobus, saam met Petrus en sommer saam met baie ander gelowiges, bly oor hierdie beproewinge in ons lewens. Onthou, hy sal nooit van jou vra meer as wat jy kan gee nie. Hy beloof dit in sy woord. Daarom kan ons bly wees oor hierdie beproewinge. Ons kan bly wees oor hierdie smeltkroes waarin u en my lewe gevorm word. Want onthou, as ons swak is, dan is ons sterk. Dis my gebed dat dit regtig in elkeen van u se lewens 'n werklikheid sal word in hierdie Paastyd, in hierdie Paassangdiens wat so 'n pragtige voorgang was, dat die Here vir ons hier in sy woord in 2 Korintiërs 12 kom deel maak van elkeen se persoonlike lewe. En dis my gebed dat die Here u sal vernuwe, u denke sal vernuwe, u optrede sal verander,
dat dit sal wees tot eer en verheerliking van sy naam. Amen. Kom ons bid saam. Driemaal heilige God en Hemelvader, wanneer ons stil word en ons die voorreg besef om in 'n paasdiens soos vanoggend te mag wees, dan besef ons die almag van die lewende God. Dan besef ons die opofferinge, die smeltkroes wat U moes deurgaan, maar dankie dat U vir ons vanoggend kom bemoedig uit U woord, dat hierdie smeltkroes van ons eie lewens 'n vormingsproses is, waarin U ons 'n bruikbare instrument maak in U hande. Geef ons die geloof, die oortuiging van ons geloof, dat ons sal vas staan in hierdie beproewinge, omdat ons weet, ons hoef nie alleen daardeur te gaan nie, maar U is altyd met ons. Ons loof en ons prys U naam. Amen. Ons antwoord op die prediking met die sing van Gesang 101, waarna u staande bly vir die uitspreek van die seën, en dan spontaan nadat ek die seën uitgespreek het. Wat wys julle nou? Nog nie. Wanneer ons die seën uitgespreek